Ken jy God se wil? God se wil kan 'n mens in 10 woorde saamvat. Die Nuwe Testament help my daarmee. God se wil, as ek gaan kyk na al die Nuwe Testament tekste, word in 10 woorde saamgevat, beginnende by 1 Petrus 2 vers 15 tot 17, doen goed. Dit is die wil van God, sê Petrus, doen goed. Doen goed aan alle mense. Nommer 2, vat teenstand, 1 Petrus 3 vers 17. 'n Christen het 'n onderstel, 'n chassis, as jy wil, om moeilikheid te vat. Derdens, 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 3, wees heilig. Paulus roep ons op om ons huwelike, ons hele lewe heilig te hou. Dit is die wil van God. Leef heilig, leef afgesonderd aan die Here. Vierdens, 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18, wees bly, wees dankbaar, dit is die wil van God. En nommer 5, 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5, wees vrygewig. Daar het jy God se wil in 10 woorde, doen goed. Nommer 2, vat teenstand. Nommer 3, wees heilig. Nommer 4, wees dankbaar. Nommer 5, leef vrygewig. Dit is hoe die Nuwe Testament oor God se wil dink. God se wil is nie 'n raaisel, 'n misterie, 'n verborgenheid nie. God se wil is om die lewe van Jesus te lewe, deur goed te doen aan ander mense, deur teenstand te vat as jy vir Jesus lewe, deur heilig te lewe, deur met vreugde te lewe en deur jouself en jou besittings en jou tyd te deel. Doen die wil van God. Sy wil is doenbaar.